Goeiedag luisteraars, vandag gesels ek met jou oor die tema Die Here is my herder en 'n welbekende skrifgedeelte uit Psalm 23. Maar ek gaan met jou 'n openbaring deel wat ek ontvang het rondom hierdie gedeelte tydens 'n vastydperk in Oktober 2022. Hierdie is net iets wat op die tafels van my hart geskryf is en deel ek dit graag met jou vandag. Alhoewel Psalm 23 nog steeds vir my die betekenis van die gewone het, soos dit vir ons elkeen is, het die openbaring wat ek ontvang het gemaak dat ek tot en met vandag toe anderste na Psalm 23 kyk. Wanneer ons die skrifte gaan begin ondersoek, sal jy agter begin kom hoe die Ou en die Nuwe Testament in mekaar gevleg is. Dawid het reeds oor die dinge en gebeure geskryf en geprofeteer omtrent 1000 jaar voor Christus, en het dit net so gebeur tydens Christus se tydperk as mens op aarde, toe woord vlees geword het. Maar voor ek by Psalm 23 kan uitkom, wil ek eers kortliks gesels oor Psalm 22, want dit is waar dit alles begin het vir my, in die openbaring wat ek ontvang het. Dawid skryf die Psalm om die intensiteit van sy pyn, eensaamheid en die gevoel van verlatenheid deur God te beskryf, terwyl hy deur sy vyande agtervolg word. Psalm 22 is dan ook 'n profetiese skrywe van die lyding en intense pyn en eensame verlatenheid wat Christus sou ervaar het deur sy eie Vader, terwyl hy vervolg word en selfs toe aan die kruis gehang het. Psalm 22 beskryf dan eintlik die kruisiging van Jesus Christus. Nes Dawid uitgeroep het in die vers, roep Jesus uit met 'n harde stem in Matteus 27 vers 46, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Jesus was verag en verstoot deur sy eie volk. En ek wil die Engelse vers lees in Psalm 22 vers 6, But I am like a worm. Hierdie wurm verwys na die tolla wurm. Wanneer hierdie tolla wurm dan saam gepers word of gekrush word, dan bloei hierdie wurm die kleur van bloedrooi, of soos dit meer bekend is, crimson red. Hierdie kleur was dan so sterk, dat dit as 'n dye, 'n kleursel gebruik was om hulle kleedsels te kleur. I am like a worm, crushed and bleeding crimson, treated as less than human. I have been despised and scorned by everyone. Hier word Jesus nie beskryf as 'n veragtelike wurm nie, maar dat hy sou bloei, soos hy vir ons sonde gekrush word aan die kruis. Maar daar kom 'n draai in Psalm 22. Dit is die opstanding wat jy kan lees vanaf vers 22 tot 31. His generation yet to be born will glorify him, and they will declare it is finished. Nou hier is my openbaring van Psalm 22 en waarom ek met ander oë daarna kyk. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Kom ons kyk eers, wat is 'n herder? 'n Herder is iemand wat skape oppas, hulle versorg, hulle lei en beskerm. God was Christus se herder van geboorte af. En ek noem net 'n paar voorbeelde waarvan daar vele meer is om op te noem. God het Jesus beskerm toe Herodes hom wou doodmaak net na sy geboorte. As herder het God hom beskerm, gelei en versorg. Toe Christus in die woestyn was, daar waar Satan hom versoek het. God het Christus beskerm en hom deur die skare ongesiens laat verdwyn uit die kloue van die Fariseërs en die Sadduseërs. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen. Jesus het geweet dat hy ongeag die vervolging van sy eie volk en die versoekinge deur Satan, hy rus sou vind by sy Vader. Ons lees hoeveel keer hy alleen veral vroegoggende uitgegaan het om te gaan bid. Hy het menigmale alleen gaan bid, want hy het ook geweet, om in gesprek met sy Vader te wees, bring hom vrede en het bring hom rus.
Sy Vader was met ander woorde dan sy rusplek, his resting place. En dit is die vrede wat hy vir ons gebring het, wat hy vir ons agterna gelos het. En nes Jesus rus in sy Vader gevind het, toe hy sy geestelike, emosionele en fisiese laste vir sy Vader gegee het, net so kan ons vandag rus vind in Christus, wanneer ons geestelike en emosionele en fisiese laste oorgee vir Jesus. Christus sê reeds, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hy verkoop my siel. Wat beteken verkoop? Dit beteken troos of nuwe krag. God het Jesus sy siel verkoop terwyl hy besig was om te bid in Getsemane. Toe hy sy Vader vra, Vader, as hy tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En omdat Christus na die stem van sy Vader, die stem van sy herder geluister het, in gehoorsaamheid in die kruisiging, en as gevolg van die oorweldige intense vrees, het sy sweet in bloeddruppels verander. Maar het sy Vader hom verkoop met nuwe krag, het hy hom getroos, en het Jesus uit sy gehoorsaamheid aan sy Vader, aan sy herder, die pad na Golgotha gestap, sodat jy en ek vandag vry in hom kan wees. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Met elke tree wat Jesus met sy eie kruis geloop het hy geweet, dit is 'n tree nader aan die versoening tussen mens en sy Vader. En met elke tree wat hy geloop het, was jy op sy gedagtes. Jesus is ons geregtigheid, en het hy ons geregtig gemaak deur die kruisiging, want hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Wat maak Jesus geregtig? Hy was sondeloos, hy was vlekkeloos, hy was die perfekte voorbeeld van gehoorsaamheid aan die stem van sy Vader, en omdat hy in die spore van geregtigheid van sy Vader geloop het, kon hy ons ongeregtighede op hom neem aan die kruis. Daarom kan Jesus Christus, wie geregtig is, ons geregtig maak voor die aangesig van God, deur ons geloof in die kruis en nie deur enige ander werke nie. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Christus was bewus van wat op hom wag, toe woord vlees geword het, en hy die keuse gemaak het om die ultimate prys van die ganse mens om te kom betaal. Hy het ook geweet dat sy kruisiging was die wil van sy Vader, en sy manier om sy liefde vir ons as mens te kon bewys. Kan jy jouself vir oomblik indink, wat Jesus tydens daardie vreesaanjaende oomblikke moes ervaar, om te weet die dood lê voor hom, die martelinge wat hy moes deurmaak, die pyn van elke katsou wat hy sou kry, waar stukke vleis uit sy liggaam geruk sou word, waar hy gelyk het soos 'n omgeploegde land. Kan jy dan sy doodskaduwee sien? Nogtans het hy nie dat vrees hom oorweldig nie, want hy het geweet sy herder beskerm hom, lei hom, en terwyl hy net geluister het na die stem van sy herder, en terwyl die wat verby hom geloop het, terwyl hy aan die kruis gehang het, en hulle opgekyk het na hom, en eintlik 'n bespotting van hom gemaak het, en uitgeroep en gesê het, as u die seun van God is, kom af van die kruis. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. Ander vertaling sê, you become my delicious feast, even when my enemies dare to fight. And you prepare a table before me in the presence of my enemies. Hierdie tafel word voorberei deur God vir sy seun, om oorvloedige voorsiening aan hom te gee terwyl hy op aarde was, sodat hy geen gebrek of tekorte sou hê nie. Die tafel dui ook aan op God se beskerming vir sy seun, omdat hy geweet het van al die vervolginge wat sy seun sou deurgaan, en selfs die tyd toe hy aan die kruis gehang het. So het Jesus ook geweet, dat terwyl hy besig was, met die laaste pasgemaal saam met sy disippels, en hulle voete te was,
dat daar 'n Judas, sy verraaier, tussen hulle is, wat hom sou verkoop vir 30 stukkies silwer. Nogtans het Jesus hom met liefde bedien, brood met hom gedeel en gesê, dit is my liggaam, dit is my bloed. Neem, eet en drink. Nogtans het Jesus sy voete gewas. So het God dan die tafel vir Christus voorberei in die teenwoordigheid van sy vyand en so sy liefde en genade aan ons bewys. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Christus wie ons geregtigheid is, het God liefgehad en daarom het God hom gesalf met vreugdeolie. Hierdie salwing waarmee God Christus gesalf het, verwys na die Heilige Gees. En daarom kan Jesus sê, en ek sal tot my Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. En so sal die trooster, die Heilige Gees, wat Vader God in die naam van Jesus sal stuur, wat ons sal leer en herinner aan alles wat Jesus aan ons gesê en geleer het. En op hierdie manier dra Jesus sy salwing oor aan ons, sodat ons nie alleen en wees agtergelate sou wees nie. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Jesus het ons harte kom voorberei in Johannes 14, toe hy gesê het, ek gaan na my Vader om vir julle plek voor te berei, en hy sit aan die regterhand van God, waar hy vir jou en my intree. Daarom kon hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. En dit is nie die vrede wat die wêreld ons gee nie, maar die vrede van Jesus Christus self. Daarom sluit ek ook af, en ek los jou met die volgende gedagte uit Johannes 19 uit, as 'n reminder van Christus se woorde aan die kruis. Tetelestai, dit is volbring. So kom ons bid saam. Here Jesus, wat 'n voorreg om vandag net te kon stil raak in U, om herinner te word aan dit wat U vir ons kom doen het aan die kruis. Ja, Here, wat meer kan ons sê? Wat meer kan ons doen of gee, as om net dankie te sê vir die kruis? Ons kan die boodskap van hoop aan elkeen wat verlore is deel, en ons kan net ons liefde aan U terugbewys. U het ons die opdrag gegee om uit te gaan en disippels te maak van alle volke, alle nasies en alle tale. En dankie dat U ons geleer het hoe om dit te doen. Dankie Jesus vir U salwing wat U aan ons oorgedra het, vir die trooster, die Heilige Gees, wat U aan ons gegee het en wat U aan ons agtergelaat het, om ons te leer en te herinner aan U leringe wat U ons gegee het. Dankie Jesus vir die kruis. U het die onmoontlike prys vir ons as mens kom betaal, en so ook ons kom versoen met U Vader, toe U aan daardie kruis uitgeroep het, dit is volbring. Baie dankie Koning Jesus. Amen.